2020 sal vir verskeie redes waaronder die coronavirus vir baie lank nog onthou word as 'n jaar van groot uitdagings en veranderinge, waarin mense se lewens wêreldwyd geraak is en verander is. Waar staan jy so aan die einde van die jaar? Miskien voel jy soos baie ander dat jy uitsien na 'n moontlike, hooplik 2021 voorspoedige nuwe jaar, of miskien net moeg is van die jaar en uitsien na vakansie. Die realiteit is dat die komende jaar ook vir ons uitdagings gaan inhou. En daarom is ons in alle opsigte in hierdie tyd van die jaar, so in die oorgang na 'n nuwe jaar, in 'n tyd van heroriëntasie. En wil ons julle in Stellenberg graag aanmoedig om in hierdie tyd en in volgende jaar deel te neem aan ons Bybelleesprojek, wat nou ook saamhang met ons eredienste en ons kategese program, waar ons weer die Bybel op 'n eenvoudige maar 'n diep manier as 'n basiese oriënteringspunt wil gebruik en vir mense wil aanmoedig om dit juis in hierdie tyd opnuut saam met ons te lees en saam met ons te verken. Die meeste van ons het in Christelike huise groot geword waar Bybel 'n belangrike rol gespeel het. En van jongs af is ons geleer dat die Bybel sentraal in ons lewe staan. Maar nou wil ek vandag vir jou die vraag vra, met dit gesê en die wete, hoe loop jou pad met die Bybel? En op watter manier is die Bybel sentraal in jou eie lewe? In jou keuses en besluitneminge, in jou nadenke? Alhoewel ons geleer is om die Bybel te kan lees, het dit met julle gebeur, soos waarskynlik met my ook op plekke in my lewe, waar jy besig was met die Bybel en dit gelees het, maar net as gevolg van werksdruk en ander dinge, op 'n manier die Bybel bietjie op sy geskuif het. Ons ken hom, ons verstaan hom. En dan word elke Sondag vir ons daaruit gelees. Maar in die routine gekom om ander goed te lees en nooit werklik weer miskien terug te kom by die Bybel nie. Of miskien het jy ook al gevind dat wanneer jy die Bybel oopslaan, jy hom altyd net oopmaak waar ons altyd na toe gaan, die evangelies en Paulus se briewe, en miskien gevind dat jy nooit werklikheid by die rykheid of diversiteit wat in die Bybel staan uitgekom het nie. Het jy al ooit jou Bybel van voor tot agter deurgelees? Baie van ons het dit waarskynlikheid nog nie aangepak nie. Dis 'n opwindende gedagte om dit in hierdie komende jaar te kan doen. Ek wil hê dat ons vir 'n oomblik 'n bietjie uit 'n ander perspektief vandag kyk na die Bybel as 'n oriënteringspunt, 'n bron vir jou hedendaagse moderne lewe. En ek wil van 3 uitgangspunte gebruik maak. Die eerste uitgangspunt, waarom die Bybel vir ons waarde het in die tyd. Eerstens is dat dit vir ons kennis bybring. Dit bring vir ons kennis oor God, sy aard, sy karakter. Duisende jare van verhoudinge met mense wat daaroor geskryf is en dit aan ons openbaar is en vir ons gewys, hoe tree God op in die lig van 'n diversiteit van dinge wat in 'n wêreld gebeur. Dit gee ons ook kennis oor mense. Want of jy nou in 'n Ou Testament wêreld is wat baie anders lyk, ons is maar dieselfde mense. Ons maak dieselfde foute. En ons lees iets van ons menswees in hierdie teks om ons kennis te gee. En derdens, dit gee vir ons ook kennis van 'n wêreld buite die kerk se mure. 'n Wêreld wat deur die Skepper van die hemel en aarde geskep is. En dit maak ons sensitief vir dinge soos 'n groter wêreld, 'n groter werklikheid as net die kerk, die natuur, die ekologie en hoe ons vandag in hierdie wêreld leef. Die tweede ding is, wanneer ons Bybel lees, verbeter ons vaardigheid. Toe ons fiets gery het, leer fietsry, het die meeste van ons met 'n 3-wielfiets begin. Dit is die 2 wielietjies wat langs die kant is, en die gedagte was om op 'n stadium die wielietjies af te haal, dat jy vinniger kan ry, en makliker kan ry, en vryer kan ry. En dan sal self die jong manne en jong meisies wat dit gewaag het as kinders om op die agterwiel te ry. Ek wonder of ons vaardigheid in die Bybel verbeter het, dat ons op 'n vlak gekom het en nie meer net met 'n 3-wiele ry nie. Hoe meer ons fietsry, hoe meer verbeter ons vaardigheid, en dieselfde werk met die Bybel. Hoe meer ons met dit werk,
hoe skerper raak ons vaardigheid en hoe meer kan ons daaruit kry. Die derde ene is dat terwyl ons die Bybel vaardig hanteer en kennis oor God daarin, mense daarin kry, dit ons karakter verander. En dis 'n wonderlike gedagte, dat alhoewel jy 'n teks 100 keer gelees het, wanneer jy dit weer lees, dan praat dit tot jou in hierdie omstandighede. En dis nie asof jy dieselfde woorde hoor nie, jy hoor iets anders, want dit resoneer God, wat nou by jou is. Hierdie dinge kan egter nie gebeur, as jou Bybel daar een kant lê, en jy hom nooit oopmaak om te kan lees nie. Hy werk nie soos ons moderne Wi-Fi routers nie. Hy is daar iewers in die huis, en hy is ingeprop, en hy stuur outomaties net syne deur nie. Iewers moet jy dit waag, om jou Bybel op te tel, dit oop te maak, en dit begin lees. En daarom wil ek graag vir julle aanmoedig tot die volgende. Eerstens, raak deel van ons 221 Bybelleesprojek, waar jy enige vertaling kan gebruik, en met die behulp van hierdie boekie wat ons dan gratis uitdeel, en wat die Bybelgenootskap saamgestel het, agterin is 'n lekker leesgids, wat jou kan aanmoedig om op jou eie tyd met enige vertaling die Bybel van voor tot agter te kan lees. Jy hoef dit nie noodwendig in 1 jaar te kan doen nie, maar volg hierdie riglyn. Dit is gratis beskikbaar by ons kerk, en julle kan dit daar kry. Die tweede ene, en dis deel van hierdie reeks video's, is om julle bekend te stel aan 'n Bybel wat ek hier het, en dit is die nuwe 220 Afrikaanse vertaling. Ons gaan 'n kursus daaroor hê, ons gaan opvolgkursusse ook hê oor hoe ons die Bybel lees en verstaan, maar spesifiek hierdie reeks video's dan ook om ons bekend te stel aan hierdie vertaling, en die vraag van hoekom 'n nuwe vertaling en hoe kan ek hierdie vertaling sinvol gebruik? Julle kan hierdie Bybels by ons by die gemeente bestel. Ons gaan haal dit by die Bybelgenootskap daar in Edwardstraat. Julle kan dit ook direk van hulle aankoop. Ek is onseker of dit in die handel beskikbaar gaan wees, maar die beste prys wat julle gaan kry, skakel ons. Ons kan dit vir julle by die kerkkantoor kry en dan kan julle daar kom afhaal. En dan wil ek julle aanmoedig om in 220 by ons eredienste en ons kategese in te skakel, vir die ouers ook. Omdat ook in ons eredienste en kategese ons die riglyn gaan volg om die rykheid van die Bybel te probeer verken. En die omvang daarvan te verken, ook saam met ons kinders. As jy klein kindertjies het, is jy welkom om ook 'n kinderbybel vir hulle aan te koop. Daar is 'n baie oulike Bybel van Biskop Desmond Tutu wat ons vir ons doopouers gee. Sit saam met jou kinders of in die aand en werk saam met hulle ook deur hierdie Bybel. In die volgende sessie gaan ons spesifiek kyk na 2 sake. Eerstens, kortliks hoe die Bybel tot stand gekom het. Dis natuurlik 'n baie lang storie wat ek op 'n eenvoudige manier net gaan verkort, want dit is nodig om eers iets daaroor te verstaan voordat ons na hierdie 220 nuwe vertaling toe gaan. En dan gaan ek kortliks vir julle net 'n inleiding gee oor hoe jy hierdie Bybel kan hanteer. In die weke daarop, volgende sessies, gaan ons die vertalingstegnieke doen. Hoekom het ons verskillende vertalingstegnieke en hoe werk dit? Al ons Afrikaanse vertalings is gebaseer daarop, net dat jy iets daarvan verstaan. En so tussendeur alles gaan ons 'n paar tekste lees en ons gaan prakties met hierdie tekste werk. Daar is waarskynlik nie 'n tekort aan Bybels in julle huise nie. Kyk gou hierdie hoopie Bybels wat hier agter my lê, wat in my kantoor en by my huis is. En ek wil hê ons moet hulle so 'n bietjie op 'n hoop pak en hulle iewers deurgaan. Want die vraag wat julle gaan vir my gaan vra is: hoekom dan nou 15 jaar spandeer om 'n nuwe Afrikaanse vertaling saam te stel en 140 mense daarbey te betrek, as ons dan reeds 'n Afrikaanse vertaling het? Hoe werk dit? En waarom spesifiek hierdie vertaling? Wat maak hierdie vertaling dan so uniek? So kom ons pak hulle so 'n bietjie uit. Ek gaan begin hierso met my eerste Bybeltjie wat ek gekry het. Dis die 1933, van al hierdie Bybels gaan ek 4 Bybels uithaal, wat 3 belangrike vertalingstegnieke verteenwoordig. So die eerste een is die ou Afrikaanse vertaling. En dit is 16 Januarie 1979 het my oupa en ouma vir my hierdie Bybel gegee. Hulle het in hulle handskrif, is eintlik so besonder. Hier het ek oupa en ouma se handskrif en 'n teks uit Psalm 23 wat hulle vir my geskryf het. Ek kan hulle vaagweg onthou, maar hier het ek iets besonders. Ek het groot geword met hierdie Bybeltjie
En die meeste van ons voorouers het ook groot geword met hierdie Bybel. Soos 'n tannie vir my op 'n stadium gesê het, my seun, hoekom dan nou nog die 84 of 83 vertaal as die Here dan vir ons in ons oorspronklike Afrikaans dan nou sy woord gegee het, asof nou die Here dit in Afrikaans vir ons gespreek het, wat nie die geval is nie. Dit is gebaseer op vertalings. So die Bybel kan op 'n manier so heilig raak, dat hy eintlik 'n tipe van 'n God raak. Dis nie wat die Bybel bedoel is om te wees nie. Dit praat met ons oor God. En daarom moet ons dit altyd lees en begin verstaan wat dit van God sê. Maar dit is nie God self nie. God is groter as wat hierdie boekie is. Maar in elk geval, dit was die eerste vertaling. Die volgende ene wat in my lewe uitgekom het, was hierdie boek. En dit is die 1983 of 83-84 vertaling. En as ek hom oopmaak, dan is die datum 12 November 1989. Dis die jaar waarin ek belydenis van geloof afgelê het, en my ma en my pa vir my voorin geskryf het. En hulle 'n mooi stukkie, soos julle kan sien, is hierdie Bybel al stikkend. Want ek gebruik hierdie Bybel nog, dis my preekbybel en my studiebybel en alles. Hy is onderstreep en hy is al deurgevat, so hy is baie bekend vir my. Dan ook 'n baie bekende Bybel is die Boodskap. Julle sal hom ken, is 'n baie lekker maklike leesuitgawe. Hy het in 1997 verskyn. Hierdie is ook baie besonder. Hierdie is vir my gegee in my jare toe ek teologiese studies nog gedoen het en NG Kerk Hottentots Holland daar so 'n bietjie gehelp het. En Henny het dit vir my gegee, een van die predikante, as 'n geskenk, 30 November 1997. En toe, hierdie nuwe Bybel, 220 Bybel, en daarvoor het ek ingeskryf 20 November 2020. Hier voor my sit ek met 4 nuwe Bybel, of 4 verskillende tipes Bybel vertalings. Hier aan hierdie kant kan julle nog 'n klomp Bybel sien. Bybel vir mans, Bybel vir vrouens, Bybel in praktyk, 'n klomp verskillende Bybels, Engelse Bybels wat ons ook het. En hulle is baie belangrik om te verstaan, verteenwoordig nie noodwendig vertalings nie. Die 4, ek gaan jullie afmerk vir julle onder, hier lê hulle, die Bybels wat julle hier sien, verteenwoordig verskillende vertalings, want hulle verteenwoordig 3 verskillende vertaaltegnieke wat gebruik is om uit 'n tipe van 'n oud bronteks of 'n oorspronklike teks te vertaal, terwyl die res van hierdie ander Bybels wat hier teen die agtergrond staan, eintlik gebaseer is op van hierdie vertalings. So hulle is nie op sigself nuwe vertalings nie. Hulle maak gebruik van hierdie vertalings, maar hulle dan net ekstra notaatjies by. Eintlik agter al hierdie Bybels kry ons iets soos 'n bronteks, 'n Hebreëse teks en 'n Griekse teks, wat dan dien as 'n tipe basisteks, 'n oerteks of 'n bronteks, wat ons dan gebruik om vanuit te vertaal. So daar was so 'n bronteks vir die ou Afrikaanse vertaling, en daar was so 'n bronteks vir die nuwe Afrikaanse vertaling, en hier is die ding om te kan sien, die bronteks van die ou Afrikaans en die nuwe Afrikaans verskil 'n bietjie. Veral die Nuwe Testament gedeeltes verskil 'n bietjie. En dit het te doen met interessante nuwe geskrifte wat ontdek is, wat op 'n manier bygewerk is. So min van julle sal miskien dit besef, maar ons Bybel het met verloop van tyd ook verander. En as jy voor in jou Bybel kyk, kan jy sien watter uitgawe van die Bybel jy het. En elkeen van ons Bybels voorin vertel vir ons ook watter bronteks daai Bybel gebruik. So jy kan dit in elke Bybel voor kan jy dit sien. So die vraag wat julle vir my gaan vra, hoekom dan nou 'n nuwe Bybel koop? Want hierdie spesifieke Bybel vervul 'n baie spesifieke plek in jou geestelike lewe. Ek vermoed ons gaan nog die 83 vertaling lank lees en gebruik, want hy lees maklik. Maar hierdie Bybel kan vir 'n baie spesifieke doel gebruik word as gevolg van hoe hy vertaal is, wat veral baie insiggewend vir jou gaan wees in jou studie van die Bybel. Die vraag wat jy vir my gaan vra, nou watter Bybel moet ek gebruik? Jy moet hulle almal gebruik. Dit werk nie so dat een Bybel 'n ander een vervang, soos Apple of Windows se software nie. Hy verval nou, en dan werk hy nie meer nie, en dan moet jy hom vervang met die nuwe ene. Die ou ene het weggeval. Dit werk nie so met Bybels nie. En dis 'n wanpersepsie wat by mense ontstaan.
Gebruik al jou vertalings en ek hoop om julle te leer hoe jy hierdie verskillende vertalings vir verskillende doelwitte kan gebruik. Waarskynlikheid wel kan ons sê hierdie vertaling vervang hierdie enetjie, die ou Afrikaanse vertaling, want hulle albei is op dieselfde vertalingstegniek gebaseer. Al wat hierdie een help is hy is in 'n beter Afrikaans geskryf met verskeie hulpmiddels ook dan by. So ja, dis die moeite werd om hierdie Bybel wel vir jou aan te koop. Al probleem is net, ek vermoed julle moet maar net eers kyk, die skrif is maar baie klein binne-in. Met verloop van tyd gaan hulle ook 'n groter druk uitbring. Ons gaan kortliks nou kyk na hoe die Bybel tot stand gekom het. Dit is eintlik 'n baie lang storie. Maar ek wil dit nou regtig probeer om vir julle eenvoudig te kan maak, sodat julle dit op 'n geïntegreerde manier kan verstaan. So kom ons maak dit baie eenvoudig as ons die volgende prentjie as 'n raamwerk gebruik. Die prentjie wat ons gebruik is net so uitleg van hoe die Bybel dan van die gebeure uitgekom het tot die Bybel wat ons vandag het. So iewers het ons Bybelse gebeure. En ons kan praat amper van 3000 jaar terug. In 'n periode van 3000 jaar het 'n klomp dinge gebeur. Ons het die Bybelse gebeure, maar tekste is nie onmiddellik neergeskryf nie. Die Bybelse gebeure soos by ons ook, as goed gebeur word nie noodwendig neergeskryf nie, dit word oorvertel. So vir baie lank was daar verhale oorvertel. Daar was 'n mondelinge fase wat 'n lang fase ook verteenwoordig het. Die volgende was dat die vertellinge toe op 'n stadium gelei het na geskrewe tekste toe. Klein stukkies wat geskryf is, nie Bybels nie, nie boeke nie, maar teksgedeeltes, kort gedeeltes. Iewers het hierdie tekste saamgevoeg in 'n tipe van 'n geskrif. So julle het dit, klomp klein teksties wat 'n geskrif geword het. En iewers is hierdie geskrif dan saamgevat in 'n versameling van geskrifte wat ons kodekse noem. En iewers het 'n klomp kodekse ontstaan met 'n klomp ou brontekste. En die mees algemene bronteks is dan gebruik, wat die oudste of algemene bronteks wat ons tot beskikking het, is dan vir 'n algemeen gebruik, 'n template gebruik, om dan ons Bybels saam te stel. En dis waar ons bronteks vandaan kom. Maar 'n interessante ding het gebeur. Ek wil oor twee goed praat, oor die gesag van die skrif, en dan wil ek maar net praat oor die proses van oorskryf. Baie mense sal voel, "Jesus, maar as jy dan nou verander het aan die Bybel, dan is dit nie meer oorspronklik nie." Nou moet julle verstaan, ons het nie meer die oorspronklike kopieë nie. Ons Bybels is gebaseer op kodekse en geskrifte wat kopieë van kopieë van kopieë is. Maar wat ons probeer doen het, is dit al die geskrifte en kopieë saamgebring het, en dan het ons soos in hierdie twee Bybels probeer saamstel, wat is die Hebreëse, mees algemene Hebreëse teks van al die geskrifte wat ons kan kry, en wat is die mees algemene teks van die Griekse geskrif wat ons kry, en daai algemene teks noem ons die bronteks, en dit gebruik ons om dan nou te vertaal. En daar's 3 vertaaltegnieke. Volgende week, die woord vir woord, die dinamiese ekwivalent en die parafrase. So hulle is eintlik maklik, maar ons gaan volgende week spesifiek dan by hulle uitkom. Maar wat begin gebeur het is, nou moet julle in ag neem, toe tekste oorvertel is en neergeskryf is, het mense dit gelees, en dit het gesag gehad dat hulle dit oorgedra het. Dit het gesag gehad dat hulle dit oorvertel en neergeskryf het. Hoekom het dit gesag gehad? Nie omdat pa en ma en oupa en ouma gesê het, jy moet jou Bybel lees nie, want hulle het nie 'n Bybel daai tyd op sigself gehad nie. Omdat dit wat geskryf was en vertel was, geweldig baie in hulle lewens beteken het. Dit het gewig gedra. Dit het vertel oor God. Dit het vertel oor hulle, en dit was so belangrik, dat hulle dit dan outomaties oorgedra het aan die volgende generasies. As 'n volgende generasie 'n teks gekry het, het hulle die teks weer herinterpreteer in hulle eie tyd. 2, 3, 4, 500 jaar later. Nou hier kom 'n ding, dan het hulle die teks verander. So ons Bybeltekste wat in die Bybel is, wys vir ons daar is progressie, waar tekste verander is. En nie aangepas is nie, maar herinterpreteer is, deur te dink aan die ou tradisies. En ons Ou Testament en Nuwe Testament is vol daarvan. En dit is die herhalings wat ons kry. Die verhale in 1 en 2 Konings, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings,
en dan 1 en 2 Kronieke. Selfde geskiedenis, weer 'n tipe van 'n herhaling. In die evangelies ook, dieselfde storie wat in periodes van 10 jaar na mekaar herhaal word vir verskillende gemeenskappe. So, dis nie 'n kwessie dat die gesag wegval nie, dis eerder dat die gesag daarvan gestalte kry, soos dit prakties vir mense betekenis gehad het. En nou die kwessie van, hoekom sal ons vir ons kinders sê, lees jou Bybel en bid elke dag? Nie omdat ons dink 'n boek kan jou red nie, maar omdat ons self daarin glo en die praktiese waarde daarin glo en glo dat dit kennis kan inbring by ons en ons kinders, wat ons kan help om hedendaagse kwessies te kan hanteer. Ek is baie keer so bang dat die Bybel ons vasgevang hou in 'n argaïese wêreld en dat ons nie die perspektief het om dit te kan oorbring in vandag se wêreld nie. My kinderdae het die Bybel my nie so gegryp nie, maar soos ek ouer geraak het, juist is dit die ding wat by my verander het, is dat hierdie teks net ongelooflike dinge oor God vertel, wat jy tussen die lyne moet lees en moet sien. En daarvoor moet jy ook jou neus uit jou Bybel uithaal en jy moet 'n bietjie na jou omgewing kyk, nie net na die kerk nie, maar ook buite die kerk. Want hierdie boek praat oor 'n God wat baie, baie groot is. Die Bybel is ook toe nie afgesluit nie. Die proses loop dat dis die gebeure, die vertellinge, die tekste, die geskrifte, dis herskryf, en dan sal jy sien kodekste en ons Bybel het ontstaan. En ons Bybel het eintlik eers ontstaan in die periode van tussen min of meer 250 tot 400 na Christus. Dis toe hulle besluit het, in al hierdie honderde of duisende geskrifte wat ons dan nou het, of kodekse wat ons het, moet ons iewers 'n standaard vorm. En dan is die vraag, wat gaan nou in die Bybel kom en wat gaan ons uitlaat? Alles kan nie daar inkom nie. So ons noem daai proses, hulle die Bybel gekanoniseer. Hulle het hom bymekaar gesit. En toe daai proses verby is, nou kry ons 500, 600, 700, 800, 900, 1000, so gaan aan tot die 1500s. Het die Bybel gestaan, maar ons het nie vandag noodwendig die oorspronklike van daai ou Bybels nie. Baie interessant, die oudste weergawe, die bronteks van ons Ou Testament, dateer uit die jaar 1008, Codex Leningradensis. En dit is die oudste beskikbare bronteks vir ons Ou Testament. So jy sal sê, sjoe, dis 'n bietjie baie ver. Onthou nou die dag het hulle die dooie seerolle ontdek, wat 1200 jaar ouer is. So ons gaan nou daarby kom. So wat gebeur as ons nou ouer geskrifte kry? Kom daai geskrifte by? En die antwoord is, ja. En jy gaan dit nou sien in jou teks, in hierdie direk, dis wat hierdie nuwe vertaling so lekker maak. Dit sê vir jou wat 'n gedeelte is bygekom het, en ons gaan 'n teks spesifiek daaroor lees. Kom ons volg gou die geskiedenis van die Ou Testament en die Nuwe Testament, en ek gaan dit kortliks vir julle doen. Ons weet nie presies wanneer die eerste tekste neergeskryf is nie, maar ons weet dat uit navorsing ons die datum min of meer 1000 voor Christus as 'n baie goeie riglyn kan gebruik. Dis min of meer die tyd van Dawid en Salomo, toe die eerste hofhoudings ontstaan het, en saam met die koninklike hofhoudings het die hele kwessie rondom skrif, die vermoë om te kan neerskryf. Voor 1000 voor Christus praat ons dan eintlik ook nie van die tradisionele Hebreëse skryftaal wat ons dan in selfs die Hebreëse teks kry, of die Bybelse Hebreëse teks kry nie, Biblia Hebraica Stutartensia wat ons daarin kry nie, maar ons praat van 'n tipe van 'n Paleo-Hebreëus, of 'n tipe van 'n Proto-Hebreëus. Dit was 'n voorloop gewees van die Bybelse Hebreëus, maar dit het nie soos die Bybelse Hebreëus gelyk nie, en ons het nie baie geskrifte in daardie tyd nie, omdat meeste daarvan dan in mondelingse fases was. So, wat presies gebeur het, 'n baie mooi voorbeeld daarvan, is 'n inskripsie wat ons gekry het, wat ons daarmee help. En dit is die Kirbet Koefa inskripsie. En dit is 'n plek in Israel, en daar kan jy die prentjies sien. Ek was gelukkig om vir 'n paar jaar, reg oorkant dit is dit Aseka, was ek gelukkig om daar argeologiese opgrawings te doen.
dit is die plek tussen hierdie twee plekke waar die slag gebeur het, Dawid en Goliat mekaar ontmoet het. En ek het elke oggend so gekyk na Kirbet Koefa se kant toe, na hierdie kant toe, maar in hierdie klein nedersetting wat dan 'n ommuurde stad was en wat ons vermoed deel van Dawid se tyd was, het hulle 'n inskripsie gekry wat hulle 'n ostrakon noem. 'n Ostrakon is dat daar geskryf is op 'n potskerf en daar kan julle die potskerf baie mooi sien. Maar die Hebreëus wat daarop verskyn, kan julle sien verskil heelwat van die Hebreëus wat ons dan selfs dan in die Hebreëse Bybel het. So daar het 'n transisie plaasgevind hier rondom 1000 voor Christus. Weereens 'n klomp mondelingse fases en 'n proto Hebreëus wat moontlik dan ook ouer geskrifte het, maar die grootste deel van die geskrifte het na dit ontwikkel, spesifiek in 'n tyd 1000 tot 500 voor Christus, waar die Hebreëse skryftaal ontwikkel het en waar verskillende gebeure plaasgevind het. En in hierdie teks kry ons dan teksvorming. En in hierdie 500 jaar periode was daar veral tye wat gelei het tot teksvorming. En dit was waarskynlik te doen met groot tragedies wat die volk oorgekom het. Een so geleentheid was die Babyloniese ballingskap in 586 voor Christus. En onthou julle nou, ons het vertel, daar was 'n lang tradisie van herinterpretasie van ou tekste. So mense het gevra, hoekom het die Here Jerusalem vernietig? Hoekom is ons weggevoer na Babel toe? En toe het hulle gegaan en van die ou geskrifte gaan lees. En hulle het hierdie geskrifte weer oorgeskryf vir hulle tyd. Hierdie ouer tradisies geïnkorporeer. En in die Hebreëse teks kan ons hulle raak sien. Daar is nog kenmerke dat jy hierdie teks kan sien oor naamgebruik en sinskonstruksies. So ons kan hierdie ou voetspore van hierdie teks kan ons nog in die teks sien. En hulle het dit oorgeskryf vir 'n nuwe generasie om die gebeure te kan verstaan. In die omgewing van 300 voor Christus het daai proses afgesluit wat ons Ou Testament betref. So ou tekste wat versamel is, 300 voor Christus, tussen 300 en die jaar 0 dan, kry ons die gebeure wat opgeskryf is nie in ons Hebreëse Bybel nie, maar ons noem dit deuterokanoniese boeke of Ou Testament apokriewe boeke. En hierdie boeke was deel van ons Bybel gewees tot 1517 met die reformatie, waarin die boeke dan uitgelaat is. So tot vandag toe het Christene verskillende Bybels ook. Die Rooms-Katolieke gelowiges se Bybel het die Ou Testament apokriewe in, terwyl die reformatoriese kerke dit nie in het nie. En die ortodokse kerke weer 'n bietjie ander lyn van boeke het. So ons alle Christene se Bybel se brontekste of oorspronklike tekste of boeke lyk ook nie dieselfde nie. Hier kom 'n interessante storie. Ons direkte vertaling, die 220 vertaling wat nou weer uitkom, kom in Afrikaans met die boeke in die Bybel. En die rede is omdat dit ook 'n projek was waarin die Rooms-Katolieke Kerk saamgewerk het en dit ook vir hulle daarin gedruk is. Ongelukkig is hulle almal al uitverkoop, so julle moet net vir 'n tydjie wag. Die uitgawe gaan dan ook met die deuterokanoniese boeke uitkom. So julle sal sien oor 'n lang periode van tyd het die Ou Testament gevorm deur gebeure, geskrifte, herskryf en teksvorm. Dieselfde geld ook, net wat die Ou Testament betref. Onthou, dis ook nie een outeur nie. Ons sit hier in Ou en Nuwe Testament met 'n magdom outeurs. Dis nie asof ons sê God was die enigste outeur wat dit geskryf het nie. God het die outeurs geïnspireer, sy gees geïnspireer om dit te skryf. So ons het 'n magdom van outeurs. Die Nuwe Testament is op presies dieselfde manier ook saamgestel, maar net 'n korter periode van tyd. Jy het die gebeure gekry rondom Jesus, en dit was 'n kort tydjie van gebeure. En dan 'n lang periode daarna, wat niks noodwendig geskryf is nie. Ek nou nie heeltemal so lank nie, maar 'n dekade of 2. En daarna, aan die einde van die eerste en die tweede generasies, het hulle begin om ook dit neer te skryf. Die oudste Nuwe Testament tekste wat ons het, is nie die evangelies nie, dis Paulus se briewe, wat in 45 na Christus geskryf is. Die evangelies is hier tussen 70 en 90 of 100 na Christus geskryf. So daar's hierdie progressie wat ons kry. Maar
daar was ook geskrifte wat na 100 na Christus geskryf is. 'n magdom van hulle. En iewers hier tussen 250 na Christus moes hulle toe bepaal, maar watter geskrifte gaan ons dan nou juis in die Bybel insit? So kom ons gesels gou nou hoe die Bybel toe op die einde gekanoniseer is. In die prent wat julle daar sien, kan julle sien dat die proses tussen 250 en 400 na Christus daar 'n punt gekom het om te kan sê, ons moet nou sekere geskrifte selekteer wat dan deel van 'n Bybel sal uitmaak. So jy moet vir jouself dit indink dat die eerste gelowiges nie noodwendig 'n tipe Bybel soos ons gehad het nie, en hulle kerk nie noodwendig soos ons kerk gelyk het nie. Ons Bybel en kerk was 'n natuurlike vormingsproses oor jare. En dit help nie om te sê dat jy wil teruggaan na 'n ou oorspronklike toe nie, want die vorming is ook deel van God se werk met ons. En daarom het dit ook geweldige waarde, en ons moet dit ook aanvaar. Maar wat vir ons wonderlik is dat hierdie versameling van boeke op 'n besondere manier praat. Of hulle nou 100 is, of 60 is, of 30 is, ons sê, die skrif is genoegsaam. So as ons nog ouer geskrifte kry, is nie noodwendig 'n kwessie dat hulle moet inkom nie. Ons sê dat wat ons hier het genoegsaam is om ons oor God se aard en karakter te leer en God se stem te kan hoor. Nou onthou weer eens, omdat hy vasgevang is, beteken nie ons het nou die laaste van God se stem gehoor nie. Onthou net gou weer eens, die proses loop aan en aan en aan. Alhoewel hierdie proses vasgemaak is, lees ons dit weer en interpreteer ons dit weer. En daarom in die opvolgkursusse baie belangrik die vraag, hoe jy jou Bybel hanteer en hoe ons verantwoordelik dit dan lees en dit interpreteer. Ek wil julle nou uitnooi om so bietjie, ek hoop julle het hierdie nuwe vertaling by julle, om na bladsy 326 toe te blaai, bladsy 326, en dan gaan ons daar met mekaar saam lees. Bladsy 326 net oor die bronteks. So ons oudste beskikbare bronteks van die Ou Testament dateer uit 1008 na Christus, Codex Leningradensis. En ons oudste bronteks van die Nuwe Testament kom uit Bybels soos die Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus. In 1948 het hulle die dooie seerolle ontdek en 'n bron ontdek wat 1200 jaar ouer is en baie naby aan eintlik hierdie teks is van die Ou Testament. En in die 19de eeu het hulle vir die eerste keer Codex Sinaiticus ontdek. Daai inligting is nie verwerk in hierdie ou weergawe wat ons het van die 1933-53 Bybel nie, omdat sy bronteks maar gebaseer was op 6 ou manuskripte. Die bronteks van ons 83 vertaling en 2020 vertaling, die Nuwe Testament byvoorbeeld, is gebaseer op 5800 fragmente of geskrifte. Nee? So dis 'n groot aantal. En wat wil ons doen? Ons wil die mees algemene, betroubare bronteks hê. So hoe meer geskrifte ons het, hoe meer kan ons bepaal wat is die oudste bronteks. Ek wil graag vir julle die volgende lees op bladsy 326. So daar staan geskryf, kan julle sien, brontekste. Die bronteks is die gedrukte uitgawes in die brontale van die Bybel wat vir hierdie vertaling gebruik is. En dan, hierdie uitgawe is gedrukte weergawe van die oudste volledige manuskrip in die Hebreëse Ou Testament uit die jaar 1008. So dis baie duidelik. En bevat ook aantekeninge wat berus op ander Hebreëse manuskripte, soos byvoorbeeld geskrifte uit Qumran, op die vroeë vertalings, naamlik die Septuaginta, Targum, Peshitta en Vulgate. Van hierdie inligting was nie beskikbaar vir die vertaling van die 1933, 53 en 83 vertalings nie. Waar die bronteks problematies is, word die lesings van die vroeë vertalings en ander Hebreëse manuskripte oorweeg, met 'n agneming van die aard van die manuskripte of vertalings wat variante lesings aanbied. En dit is wat hierdie 220 vertaling so uniek maak. Dit gee jou presies dit.
En dit kan julle sien dan ook met die Nuwe Testament. Ek lees daar in die onderste gedeeltetjie. Die bronteks berus op die gegevens ontleen aan 'n groot verskeidenheid Griekse manuskripte, vroeë vertalings van die Nuwe Testament, as ook aanhalings uit die Nuwe Testament deur die kerkvaders. Onthou, die kerkvaders was die disippels se disippels, so te sê gewees, wat dikwels kronologies veel nader aan die ontstaan van die geskrifte van die Nuwe Testament was, en baie van die veel latere Griekse manuskripte wat beskikbaar is. En dan kan julle gaan en ook kyk op bladsy 327 hier by my, die bronteks van die deuterokanoniese boeke, en lees julle dan nou kan julle iets ook daaroor lees. So ja, ons Bybels het verander. Terwyl op dieselfde gebly het hulle wel verander. Maar dit is onwaar dat ons met vertalings verder en verder van die bronteks af beweeg. Inteendeel, ons is besig om nader en nader aan die mees algemene bronteks te beweeg. En die manier om dit te vir julle illustreer is aan 'n praktiese teks. Ek het dit maar baie gebruik, is Johannes 5 vers 4 en ons gaan hom gou in ons verskillende Bybels lees. Johannes 5 vers 4. Ek gaan vir hom lees eers in my ou Afrikaanse vertaling 1933-53. Dis natuurlik die storie van die bad van Bethesda. En hierdie teks het my altyd aangegryp want hier's 'n engel in die storie wat die water roer. 5 vers 4. Want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingegaan na die roering van die water het gesond geword. En aan watter siekte hy ook al gely het. Goed, so ons lees daar is 'n engel wat die water roer. Nou wil ek hê julle moet vir my lees uit julle Nuwe Afrikaanse vertaling 1983. Lees dieselfde storie vir my. Johannes 5 vers 4. Dan ek lees hier by vers 2, 5 vers 2. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. En nou is vers 4 weg. En daar is 'n nota by D, en dan kyk jy D onder en sê, in die gebruikelike grondteks kom vers 4 nie voor nie. So in die mees algemene gebruikelike grondteks het hierdie vers nie voorgekom nie. Hierdie vers was meer 'n uitsondering in ou geskrifte as 'n reël. Maar die ou vertaling het die uitsondering gebruik en nie die reël nie. So hulle sê vir jou iets daarvan. Kyk nou wat doen die 220 vertaling as ons met presies dieselfde kwessie kom. So vat jou vertaling nou en blaai dan vir my saam na Johannes 5 vers 4. Johannes 5 vers 4. Kyk hoe mooi is hy hierin. Amper dieselfde as die 83 vertaling vers 3, 5 vers 3. In die pilaargang het 'n groot aantal siekes gelê. Blindes, krepeles, verlamdes. En dan sien jy die voetnota E. Dan gaan ons af en ons kyk na voetnota E. Verlamdes. Sekere MSS beteken manuskripte. Voeg hierna die volgende sin by. En dan voeg hulle die sinnetjie by wat ek in die 33 vertaling gelees het van die engel wat die water roer. En dan sê dit word aanvaar dat hierdie woorde nie deel van die oorspronklike teks is nie. Wat beteken, weer eens, onthou, ons soek dan, as ons sê oorspronklike teks, ons soek die mees algemene oorspronklike teks wat ons kan gebruik. So die verskil tussen, kom ons kyk gou, die verskil tussen ons direkte vertaling en die 220 vertaling en die 83 vertaling en die 33 vertaling. So as ek nou hierdie twee Bybels in my hande raak nou op, want onthou nou ek het die bronteks, né? Die bronteks is die Hebreëus en die Grieks wat ons dan gebruik. Hier is die bronteks. So ons het die bronteks en dan het ons hierdie twee vertalings wat dan ook van brontekste gebruik. Die 1933 vertaling het van 6 brontekste gebruik gemaak wat almal uit die, ek dink die 10de, ek het die neergeskryf, die 10de tot die 15de eeu dateer. Terwyl hierdie twee gebaseer is op 'n bronteks van veel meer geskrifte wat van die 3de, 2de en die 3de eeu dateer.
En ons praat hier van 6 geskrifte en ons praat hier van 5800 omtrent Nuwe Testament geskrifte. So, wat julle kan verstaan is net met verloop van tyd het ons meer geskrifte wat ons as algemene basis kan gebruik. En julle moet mooi gaan kyk, ons is self by die 26ste, ek dink ons is nou by die 28ste uitgawe van hierdie bronteks van die Nuwe Testament. So, ons kry aan mekaar dat daar nuwe data vir ons daarin gesit word, maar ons noem dit variante lesings. Dit beteken nie dit val weg nie. En dis wat hierdie weergawe dan so lekker maak vir studie. Hy help vir jou om variante lesings te doen. Soos van die dooie seerolle of dan nou van die geskrifte wat bygekom het, ouer geskrifte, en sê vir jou dan, help vir jou om 'n interpretasie te kan maak. Ek wil dan ook net iets kort sê oor Bybelvertalings en wanneer dit begin het. So ons sê nou tussen 250 tot 400 hierdie Bybel tot stand gekom, maar onthou sedertdien het ons ook 'n klomp weergawes van die Bybel wat ontstaan het, uit Grieks en Hebreëus, maar dit is vertaal in hoofsaaklik dan in Latyn. En die probleem is dat mense vir eeue en eeue nie geleerd was en om te kon lees en skryf, om self die Bybel te kom lees nie. In die reformatie het iets geweldig belangrik gebeur. Reformatie het 'n proses aan die gang gesit, wat mense in staat gestel het om vir die eerste keer reg oor die wêreld in al verskillende tale die Bybel te kan lees. En julle moet kyk in daai boekie wat ons vir julle as riglyn gee, lees daarvoor en daar kan julle iets daarvan lees. So, in die reformatie het ons al van die slagspreuk sola scriptura gehoor, wat sê slegs die skrif. Die insig van die reformatore was, dat ons weer moet teruggaan na die Griekse brontekste toe. En nie net vertaal vanuit ander tale nie, vanuit die Vulgaat of die Latyn nie, maar ons moet weer kennis hê oor die tale van die Ou Testament en die plekke van die Ou Testament. En ons praat van daardie era van ons geskiedenis bekend as die Renessans. Dis 'n herontdekking. Hulle het gepraat van terug na die bronne toe. En uit die Renessans het die meeste van ons universiteite ontwikkel, uit die reformaties gedagte uit, om te kan lees wat sê tekste, om ons die tekste verstaan. Maar die kundigheid rondom tale wat uit die reformatie ontstaan het, het gelei tot 'n reeks vertalings van die Bybel, waarvan die Duitse Bybel, ek dink van die eerstes was, Luther het gegaan, en hy het ek dink dis die 1513 Textus Receptus gebruik, Desiree Erasmus se bronteksweergawe, en hy het daaruit die Duitse Bybel vertaal. Dis die Bybeltjie wat julle daaruit sien. En daaruit het mense die Bybel begin lees. En dit het 'n reformatie aan die gang gesit. Mense het begin verstaan dat die Here ook met hulle praat. En hulle was nie net afhanklik geweest van 'n dominee of 'n priester wat 'n teks vir hulle moes lees en ook sy net interpretasie gegee het, of 'n gebrandskilderde venster wat 'n storie vertel, soos 'n prentjie in 'n Bybel nie. Kortliks iets net oor ons 220 vertaling, net om julle 'n bietjie aan hom bekend te maak, en ek wil vir julle vra in voorbereiding vir volgende week, dat julle die begin inleiding en dan ook die agterkant net deurlees. Daar is so baie lekker inligting daaroor. Kom ons gaan net vinnig daardeur. Kyk vir my in die voorwoord, is daar 'n gedeeltetjie wat julle kan lees. Dit vertel ons ook hoe verskillende terme gebruik word. Dit 'n klomp dinge vir julle verduidelik rondom kruisverwysings. Onthou, ons wil julle help hoe om hierdie Bybel spesifiek te kan hanteer. Wanneer julle dis by die inleiding van elke boek kom, is dit so interessant om na hierdie gedeelte te kyk. En wat dit anders maak, die Bybel in praktyk het ook mos so 'n inleiding gehad tot elke boek, maar dat die inleiding vir jou help met baie resente navorsing oor hierdie boek, wat ons nie in van die ander vertalings kry nie. En dan onder in die teks natuurlik 'n klomp tekskritiese notas as verwysing, jou leer om dit te gebruik. En wat ook mooi is dat hierdie teks vir ons probeer, onthou 'n Hebreëse en 'n Griekse teks is ook in 'n tipe van 'n vorm geskryf, prosa en poësie geskryf, om die effek van die teks weer te gee, wat van die ander vertalings nie doen nie, terwyl hierdie vertaling dit doen. So julle gaan baie interessante goed sien. Julle gaan sien, skielik lyk die teks heeltemal anders. Van die psalms byvoorbeeld, is geskryf in die ritme van die alfabet, A, B, C, D, E. Jy kan dit nie sien in ons ander vertalings nie, maar wanneer ons in hierdie vertaling by die psalms kyk,
dan is dit so, jy kan die alef en die beet, jy kan die verskillende Hebreëse, en dan gaan die teks oor progressie of orde, en dit sê soveel meer vir jou in die teks. Dan kan julle vir my blaai na die agterkant toe, en daar is 'n paar interessante goed om te kan lees, bladsy 325, die verantwoording. Dit verduidelik vir jou hoekom die vertaling gemaak is. Dit vertel jou oor die vertaalproses. Ons gaan nou volgende week daarby uitkom, maar julle kan dit lees oor die brontekste, oor die deuterokanoniese boeke. Kyk gou daar na die kerklike advieskomitee. Hierdie vertaling is nie net saamgestel soos in die verlede deur teoloë of net die NG Kerk nie of dominees nie, maar deur teoloë, eksegete, met ander woorde mense wat goed werk met die Griekse en Hebreëse teks, Afrikaanse taalkundiges, mense wat navorsing gedoen het ook oor die agtergrond van die Bybel, teoloë, predikante ensovoorts. As ook, kyk hierdie magdom van kerke wat deelgeneem het in die vertalingsproses. So dis nie net een kerk, die NG Kerk nie. Kyk die kerke wat deelgeneem het. 'n Proses wat ek dink amper 15 jaar geneem het, en dan by die 140, ek dink is omtrent 140 medewerkers. Gaan kyk na die medewerkers, na die mense wat hierdie tekste vir ons help lees het en herlees het. Dan kry jy die woordelys wat baie help, natuurlik heel agterin 'n paar baie oulike kaarte wat jy kan gebruik. Ek nooi julle uit vir ons volgende sessie, waar ons dan gaan kyk na 3 vertaaltegnieke, waaruit ons uit die bronteks na ons 3 Afrikaanse vertalings toe vertaal het. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir die daaglikse realiteit, dat ons kan stil raak, en daarmee bedoel Here, kan wegkom van ons alledaagse realiteite wat ons gedagtes preokkupeer, dat ons die Bybel kan lees, dat wanneer ons dit lees, dit ons perspektiewe verander oor dit wat voor ons is, oor dit wat agter ons is, en dit wat in die toekoms lê. Dankie dat ons daarin, Here, iets altyd kan vind, in elke nuwe lewensomstandigheid, in elke geleentheid. Dankie dat dit hoop in ons bring, en dat dit moed in ons bring, en dat dit innovasie in ons bring, en dat dit ons help om in die toekoms sinvolle en betekenisvolle lewens te kan leef. En dat dit begin daar waar ons waag, om vir 'n oomblik stil te staan met wat ons doen, en ons oriëntasie na U toe te rig. Amen.